Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie mooi donderdagoggend. Kom ons kyk so 'n oomblik vanmôre as die Here vir ons sê dat hy by ons is. En dan kyk ons na Moses en dan dink ons net so aan hom, by onsself aan Moses. Ons gee net so 'n oomblik aandag aan hom. Arme Moses, hy hakkel. En hy het skape opgepas. En nou moet hy na die Farao toe gaan. En die Farao oortuig dat hy sy volk, die slawe, moet laat vrylaat. En dan boonop is Moses nou nie eintlik die gewildste figuur in Egipte nie. Want hy moes laas vlug vir sy eie lewe, toe hy die Egiptenaar doodgemaak het. En dan kan ons verstaan, dat hy nou nie diep opgewonde is, en beïndruk is met hierdie opdrag van God nie, maar dan hoor ons die woorde van God, wat hy vir hom gee in Exodus 3. God het geantwoord, ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees, dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Ek is immers by jou. Gewonder dat hy terugdeins vir die taak waarvoor die Here hom geroep het nie. En net soos ek en jy, wat ook dikwels minderwaardig en onseker voel om die werk te doen waarvoor God ons geroep het, so hy ook. So sou ek en jy net sowel vir God kon vra, Here, wie is ek nou eintlik? Dat die mense by die werk, by die skool, die sportgrond, na my getuienis sal luister? Ek is net 'n gewone mens, en self vol foute. Maar die een ding het Moses egter nie in gedagte gehou nie. En dit is dat die Here getrou is. Natuurlik sal hy nooit iemand wat hy tot sy diens roep in die steek laat nie. Moet daarom nie, hoor mooi, nie teen jou eie onbevoegdheid vaskyk nie. Dieselfde Vader wat jou gestuur het om sy getuie te wees, gaan ook elke tree van hierdie pad saam met jou loop. Loof hom volgend. Here,
Ons deins maklik terug, wanneer ons vir U moet opkom, moet getuig. Herinner ons daaraan dat wanneer ons U gehoorsaam, ons nooit alleen sal wees nie. Amen. Liefde, mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.